Net die comments af. Comment settings. Right. Ja, julle kan like en dan gaan hy op. O, daar staan 25k. Wel, daar het iets gebeur. Reg. Soos ek sê, goed, kom ons kyk. Ons praat 'n bietjie van vandag. Dit is nou 29 Maart. Ek sê ons vir julle, is vir my 'n groot dag vandag. 29 Maart, want dit is maar vir my 'n merker. 2025. Iemand het altyd gesê, maar as ek nou praat, moet ek asseblief die datum bysit. So nou sit ek maar die datum by. My hele gesprek gaan vandag oor die hoer op die dier. Want hierdie hele idee van die hoer op die dier, en wie is die hoer op die dier, is iets wat baie mense de mekaar maak. Baie mense sê vir my, ja, maar Trump is die antichrist, of Elon Musk is die antichrist. Dis nie waar nie. Die Bybel beskryf die antichrist baie duidelik in Daniël 7 en in Openbaring 13. Baie duidelik. En as iemand dit nog nooit vir jou verduidelik het nie, kry ek jou jammer. So ek het dit vir julle verduidelik, daar op YouTube het ek die inligting gegooi, dink ek het al baie duidelik daaroor gepraat, en ek het baie lering oor Openbaring gemaak, verskeie. Dit voel vir my partymal ek praat teen 'n muur vas. Maar dis belangrik dat ons verstaan dat die hoer op die dier en die dier van Openbaring 13 is nie dieselfde nie. Dit is nie dieselfde entiteit nie. En kom ons kyk 'n bietjie, ons gaan kyk 'n bietjie na Openbaring 13, dan kyk ons wat beskryf hy. Openbaring 13 praat hy van 'n dier met uit die see uit met 7 koppe, 10 horings, en op sy horings is daar 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. So, hy sien hierdie dier, reg? En altyd as ek met mense praat, dan sê ek, God, wie is hierdie 7 koppe? Dan kan hulle nie vir my sê nie. Hulle wil praat oor hierdie Openbaring 13 dier, maar hulle kan nooit die 7 koppe identifiseer nie. Nou die 10 horings is nog 'n verborgenheid, want ons kan hulle nog nie sien nie. Dis iets wat nader aan die tyd in vervulling sal gaan. Dan gaan ons hulle baie duidelik, ons sal van hierdie alliansie baie duidelik kennis neem, glo vir my. Maar die 7 koppe behoort jy nou al te verstaan, want die 7 koppe is die 7 superpowers wat die aarde regeer het van die tyd van Babylon af, volgens die beeld van Daniël, tot en met die VSA wat die 7de kop is. En ek daag enige iemand uit om die teendeel vir my te bewys. Enige iemand, reg. Eerste kop is Babylon. Tweede kop, Mede en die Perse. Derde kop, die Grieke. Die 4de kop is die 4de dier, die 4de verskriklike dier van Daniël. 7, wat alles vertrap en wat oorlog maak teen die heiliges en wat tye en wet verander. Wie was dit? Dit is die Romeinse pausdom. Was eers die Romeinse ryk, maar daar is 'n verandering wat plaasvind in die Romeinse ryk en hulle word die Romeinse pausdom. Kerk en staat raak een. En hierdie Romeinse pausdom het dan 'n biskop van Rome gehad en is onder hulle wat tye en wet verander is. Watter tye en wet is verander? Bybelse tye en wet is verander. Watter wet het hulle verander? Dat die 10 gebooie verander. Hulle het gegaan, toe vat hulle 'n stukkie daar uit die 10 gebooie uit, daai stukkie wat sê, mag geen gesneede beeld hê voor my aangesig nie. Nou ja, hulle daai stukkie uitgevat, toe rearrange hulle bietjie daai 10 gebooie, dat dit nog steeds 10 gebooie is. Maar daar's een stuk weg. Reg. En die ander ding wat hulle verander het, hulle die tye verander. Nou, baie mense sal sê, ja, die paus het die kalender verander. Nee, die paus het nie die kalender verander nie, hy het die kalender aangepas. Hy het nie keuse gehad nie, want God het 'n verandering gemaak aan die aarde in 2 Konings 20, en daaroor het ek al baie met my groepe gepraat, ek het leringe daaroor gemaak, en dit is asof ons nie mooi verstaan nie, maar 2 Konings 20 gaan hom binnekort weer afspeel. En dit gaan oor 'n 360 dae wat verander het na 365 dae jaar. Goed, ek gaan nie baie daarop uitbrei nie. So, die oomblik toe daai verandering plaasgevind het, toe dit al die kalenders wêreldwyd die mekaar gegooi, in so 'n mate dat die ouens tyd verloor het, want as jy nie mooi verstaan van 'n 365 dae jaar nie, en jou kalender pas nie lekker in nie, wel, dan verloor jy tyd, en op 'n stadium kom jy agter, jou lente is 'n hele maand te vroeg of te laat, want jy het nie mooi in ag geneem nie. En as jy nie weet wanneer om te plant nie, dan gaan jy sterf van die honger. So,
Die paus het daai kalenders gemodify en so kry ons 'n Gregoriaanse kalender van 12 maande, wat begin by 1 Januarie en eindig by 31 Desember. Maar dis nie iets vasgestel in jou Bybel nie, dis nie 'n wet nie. Nêrens is dit 'n wet nie. Definitief nie vir die wêreld nie. Maar daar's 'n wet vir die wêreld in Genesis 1, naamlik 6 dae het God gearbei en op die 7de dag het hy gerus. Nou ja, wat doen die anti-kris? Wat doen die 4de koninkryk? Wat doen die pausdom? Hy verander daai wet. Hy sê, wel, die 7de dag het ons nou verander na die 1ste dag, want die kerk het die autoriteit, die paus het ex-kathedraal gespreek. Dit beteken hy spreek uit die troon uit, want die paus het ook 'n troon. Net soos Jesus. En naas die feit dat hy kan natuurlik sondes vergewe, soos Jesus. En daai tye het verander, en die hele wêreld rus op 'n Sondag. Sondag was al jare die rusdag. Hulle wil dit nou terugbring, want dit bevestig dan die autoriteit van die kerk. Die katholieke kerk. En dit is die 4de dier, wat die heiliges mishandel, wat oor hulle regeer het vir 1260 jaar, en wat weer oor hulle regeer vir 42 maande, volgens Openbaring 13, en hulle is die anti-kris. So, as jy in Openbaring 13 lees, van hierdie dier, en die godslastering, en so aan, en jy lees van die 7 koppe, en so aan, wel, dan weer eens, Babylon, Mede-Perse, Grieke, die pausdom, die Romeinse pausdom is die 4de een. Die 5de een is die Britse ryk. Toe die pausdom val in 1798, toe was Brittanje reeds 'n superpower. Hy het dan eenvoudig die plek oorgeneem as die superpower van die wêreld. Britain rule the waves and the sun never sets over the Union Jack. En dit is onder Brittanje wat die Anglo-Boereoorlog plaasgevind het. Dis hulle wat oorlog teen ons gemaak het, want eintlik is die Anglo-Boereoorlog die eerste wêreldoorlog gewees. Maar dit word nooit gesê nie, want as hulle dit moet sê, dan gaan hulle die boerevolk tot 'n geweldige status in die wêreld verhef, en dit sal hulle nie doen nie, hulle vrek voor hulle dit doen. Reg. Die Britte het natuurlik ook die konsentrasiekampe ingebring. Iemand wat kla oor Hitler, ek is nou jammer om vir jou te sê, die Britte het die konsentrasiekampe ingebring, en hulle dit met groot woede teen ons vrouens en kinders losgelaat. Oppas as 'n ander volk vir jou kampe maak in 'n tyd van vlugtelinge. Oppas. Oppas. Kyk maar mooi wat gebeur in Gaza. Oppas as ander mense vir jou kampe maak. Dan kan jy mos nou nie genade verwag nie. Gebruik jou common sense. Reg. Maar wat gebeur na die Britte? Hulle vou hier in 1914-15 met die Eerste Wêreldoorlog, toe is hulle bankrot. Nou ja, toe neem die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke oor, die USSR, die groot beer. Hy is die 6de koninkryk. En die 7de koninkryk is die leeu met die arendvlerke. En dit is die VSA. Reg. Ons almal weet die VSA gebruik die arend. Die arend sit groot, as jy so instap in die Withuis, dan sit die arend daar. So 'n groot beeld van die arend. So, dis die leeu met die arendvlerke. Reg. So, daar is jou 7 koninkryke. En as jy nou hierso lees, so die draak het hom sy krag gegee en sy troon en sy mag, so dit gaan oor hierdie dier wat, hierdie draak, hierdie Satan wat in plek gekom het, want Satan het beheer oor die koninkryke van die aarde sedert Babylon. En die rede daarvoor is, omdat Israel volledig verstrooi is in die tyd van Babylon. Toe's al 12 stamme verstrooi. 'n handjie vol van hulle het teruggekeer daar na Jerusalem toe, en ons lees van hulle in die tyd van Jesus, en hulle is Judeërs. Die woord Jood kom nie in die oorspronklike teks in jou Bybel voor nie. Daar staan Judaios. Judaios. Dit is Grieks. En in Engels, in Hebreëus, sien ek die 83 vertaling praat van Judeërs in die Ou Testament. Nou ja, as 'n Judeër in die Ou Testament 'n afstammeling is van Juda, wat is dit dan nou in die Nuwe Testament? Is dit dan nie 'n Judeër nie? Waar kom dan die woord Jood? Die woord Jood of Jew kom vir die eerste keer in die Engelse taal voor in die 17de eeu. Gaan Google my, kyk of ek reg is. Okay. Hoe dit ook al sy, daai klomp wat verstrooi is, daai 12 stamme, hulle was 'n hele aantal miljoen sterk, is oor die Kaukasus gebergte. Dis hoekom ons hulle vandag Kaukasiërs noem.
En hulle is daar in Europa en hulle word die blanke westerse nasies. Want dit is wat God aan Abraham beloof het. Uit jou sal nasies voortkom, nasies. Wat het 'n nasie? Maar het 'n bepaalde ras, 'n kultuur, 'n taal, 'n geskiedenis, gewoonlik 'n bepaalde godsdiens. Reg, dit maak hom 'n volk. So 'n nasie is 'n etniese groepering, is 'n etnos. Reg, so daar sal uit Abraham baie etnosse na vore kom. Wat is dit? Baie volkere, want is die blanke westerse nasies. En koning sal uit hulle voorkom. Daar's geen Jood wat ooit 'n koning was. Daar's nie Joodse koningshuise nie. Iemand sê my, waar is dit? Ek wil sien waar is dit. Maar daar's baie koningshuise onder die Europeërs gewees. Al hierdie jare, van 2000 jaar gelede af, as jy begin kyk in die geskiedenis, kom dit op 'n gereelde basis voor. Ek moet maar net 'n bietjie die geskiedenis gaan YouTube, né? Al hierdie inligting is beskikbaar. Hierdie hele storie dat jy nie weet nie, jy weet nie omdat jy nie wil weet nie. Jy weet nie omdat jy nie weet hoe nie. Jy weet nie omdat jy nie wil weet nie. Dit is hoe dit werk. Goed, so dit wat ek nou vir jou sê, het klaar gebeur. Reg, 7 koppe het klaar gebeur. Die 7de kop is tans in beheer, is die FSA, hulle het begin regeer effektiewelik in 1990, toe die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke na omtrent 70 jaar ineengestort het, in 1989 en die Berlynse muur gebreek is in Duitsland, Oos-Duitsland en Wes-Duitsland het verenig. Reg. Nou as 'n mens hier lees, en ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Een van daai koppe het 'n wond ontvang wat genees is. 'n Kop is 'n koninkryk, ons lees dit daar in Openbaring 17, verduidelik hy alles hierdie, is 'n superpower. Hierdie 7 koppe was superpowers. Daar's net een superpower op 'n slag in die wêreld. So het ons nou die Russiese Federasie is besig om op te kom as 'n superpower. En die FSA, wat die bestaande superpower in die wêreld is, wil die Russiese superpower onderdruk. Want hulle sê, daar kan net een wees op 'n slag. Wat waar is, daar kan net een wees op 'n slag. So, met die gevolg is, dit is hoekom daar hierdie geweldige aksie is teen Rusland. Want Rusland is besig om ekonomies geweldig sterk te kom, sy weermag gaan van krag tot krag, hy het hierdie goedkoop gas en olie, reserves, dit gaan baie goed met sy ekonomie, daar is hierdie opkoms van die Russiese superpower. Maar die Bybel sê nie weer, dat daar hierdie beer weer gaan regeer nie, hy sê dit nie. So, ons gaan nie dit weer sien nie, ons gaan wel iets anders sien, ons sal nou daaroor praat, reg? So, een van hierdie koppe het 'n dodelike wond ontvang. Wat was dit? Dit was die pausdom. 1798 het een van die generaals van Napoleon, in daai tyd het hierdie hele idee van protestantisme en human rights en vryheid, gelykheid en broederskap het geweldig veld gewen in Europa. Die Renaissance het plaasgevind, die hervorming het plaasgevind en nou ja, die paus is toe nou teen daai tyd het hy sy mag verloor, hy het daai geweldige invloed verloor. Hy het nie meer eintlik 'n weermag nie, hy het niks. So wat gebeur? Wel, Napoleon stuur 'n generaal, in daai tyd kry hom, arresteer die paus, gooi hom in die tronk, vat sy seelring, wat sy autoriteit is, en die paus sterf in die tronk. En so het dit gebeur, dat die pausdom 'n dodelike wond ontvang het. Hy het, na 1260 jaar, het hy sy mag verloor. Sy mag oor die heiliges het hy verloor. Reg. Maar dit is herstel. Hierso staan dit, sy dodelike wond is genees. Wanneer is dit genees? In 1929. Wat gebeur in 1929? Wel, Mussolini wil die verkiesing wen daar in Italië, en hy word later 'n fasistiese diktator, neem deel aan die Eerste Wêreldoorlog, maar nou wil hy die verkiesing wen. So hy gaan toe na die katholieke kerk toe en hulle maak 'n ooreenkoms. Die katholieke kerk sal hom ondersteun in die verkiesing, so dan gaan al die katholieke vir hom stem, dan kry hy nou baie stemme, en dan kry die katholieke kerk sy eie grondgebied, sy eie bank, hy kry sy eie regering, hy mag sy eie regering oprig, hy het 'n tipe van 'n weermag, nou,
en hy kan 'n ambassadeur stuur. Hy word weer 'n koninkryk. Reg, maar hy's nie 'n superpower nie. Goed, maar hy word 'n baie sterk invloed in die wêreld. Dis wat hy sê. En die hele wêreld het verwonderd agter hierdie kop, hierdie dier, al daai koppe is diere. Maar daai kop, daai dier wat die dodelike wond ontvang het, daai een kop is die 4de kop. So, en hy het herstel in 1929. En vandag is dit so, as daar 'n president gekies word, dan ry hy eers daar na die paus toe, en dan soen hy die paus se ring, ja, sy voete en so aan, dan maak hulle 'n mooi fotootjie van die ou wat gewoonlik sit in sy swart pak, en die paus in sy wit rokkie, daar voor een of ander groot portret, skildery in die Vatikaan, sodat die boodskap kan uitgaan, die paus het die president goedgekeur, en hierdie president sal die pauslike agenda uitvoer. Dis waaroor dit gaan. Reg. En dis hoekom hulle die Bybel sê, en hulle die draak aanbid wat die dier, daai Rooms-Katolieke dier, mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? Want hierdie invloed van die pausdom is so ver, dat hulle oorloë voer met hierdie pausdom, deur ander lande se armies te gebruik om die oorloë te voer. Dit is wat gebeur. Hy het groot woorde, mond sal hom gee wat groot woorde van godslastering spreek, hy mag 42 maande regeer. En ek wil vir jou sê, niemand gaan weggeraap word nie. Nie voor die tyd nie, nie na die tyd nie. Daar's nie so iets nie. Ook nie gedurende die 42 maande nie. Hierdie 42 maande het alles te doen met die verdrukking en die aanloop tot die verdrukking. Reg. So hy laster teen God, sy naam, sy tabernakel en die wat in die hemele woon. En dit is presies wat die pausdom doen. As jy nie dit weet nie, dan weet ek nou nie wat om vir jou te sê nie, dan is jou kennis is te min. Dan moet jy gaan moeite doen om te gaan navorsing doen. Wat doen die paus wat dan nou so lasterlik is? Gaan vind uit. Reg. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges, daar en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stamtaal en nasie van Israel. Van Israel. Luister mooi, die stamtale en nasies van Israel. Dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan oor die apartes. Dit gaan oor die heiliges. 'n Ander woord vir heiliges, die apartes. Die aparte saadlyn van God. Israel, dis waaroor dit gaan. Daar sy. Dis waaroor die hele hoofstuk 13 gaan. En dan kom hy net so op 'n stadium en sê hy, maar daar's nog 'n dier. En die dier het 2 horings. Nou wie is hierdie dier wat 2 horings het? Nou, hy lyk soos 'n lam en hy praat soos 'n draak. Maak oorlog. Reg. Nou, wie is hierdie? Dit is die Amerikaners, is die VSA. Die 2 horings is die Demokratiese Party en die Republikeinse Party. Hulle sit almal op een kop, hulle doen die agenda. Hulle het hierdie agenda van oorlog maak, is daar. Hoekom is hy lam? Want hy het bestaan, toe hy in bestaan kom, was dit as 'n protestante land. Hulle het gevlug daar uit Europa uit, en uit Ierland uit, en so, dit was eintlik 'n godsdienstkolonie wat begin is. En hulle het 'n groot krisis gehad met Brittanje, wat die superpower was op daardie stadium, wat beheer gevoer het. Want teen daai tyd was Brittanje al reeds baie sterk te doen met 'n handelsvloot en mag op die aarde. En so mate dat die Britte gaan oorlog maak het in die VSA, om beheer te kan kry oor hierdie kolonie, hierdie wegbreekkolonie. Maar hy's 'n lam, maar hy het verander, want hy maak baie oorloë as 'n draak. Reg. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit. Wat 'n dier is dit? Dis die dier van die dodelike wond ontvang het en wat herstel is, die pausdom, voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. So, dit het alles te doen met die pausdom en met die Great Reset agenda en Rerum Novarum en die Universal Basic Income, en ons mag nie meer landbou hê nie, en ons mag nie meer kunsmis hê nie, en ons moet nou insektekosse eet en alles. Dit het alles te doen met hierdie agenda, want hierdie Universal Basic Income en hierdie agenda van the Great Reset en die marxistiese stelsel wat hulle wil invoer, kom uit die paus se beleidsstelling uit.
gaan leer jouself op die internet. Daar's soveel inligting hieroor. Reg. Goed. Onder andere doen hy groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En baie mense dink hierdie is supernatural. Dit is nie. Maar dit is groot drones. Drones onder andere is die Reaper drone. Kyk 'n bietjie hoe lyk hy op my profile pic. Nou, dan sal julle sien, dis 'n drone. En daarmee het hulle hierdie laserstrale wat hulle al die woude aan die brand steek, of stede aan die brand steek, want om 15-minute cities in te bring, om herbeplanning te doen van stede, wel moet jy die hele plek tot op die grond afbring, brand, jy moet 'n verskroeide aardebeleid hê. Dis wat dit is, dis 'n verskroeide aardebeleid. En dan kan jy jou nuwe wêreldorde laat groei uit hierdie asse van die verwoesting wat jy sopas gemaak het met jou laserstrale. Siener praat baie duidelik hiervan. Hy sê, hierdie strale, hierdie elektriese strale, sal verwoesting veroorsaak bo in die hemel, in die lug, in die oral om ons, maar ook op die aarde. Hy praat spesifiek daarvan. So hier's 'n ding. Nou ja, ag en dan kom ons by Neuralink uit, en die chip in jou brein, en jy gaan nou met jou liggaam word jy Internet of Bodies en so aan. Mens kan 'n bietjie later daaroor praat. Die rede hoekom ek nou weer hieroor praat, is hoekom? Want hierdie is 'n baie duidelike beskrywing van die Antichrist. Reg. Dis die pausdom. Hulle laster. Dis die Antichrist, reg. En hy het hierdie baie sterk alliansie met die VSA. Reg, hy het natuurlik 'n baie sterk alliansie met Brittanje ook. Die VSA en Brittanje is Anglo-American. Hulle is 'n Siamese twin. Reg, is een liggaam met twee koppe. Amper. En Brittanje en die Jode is 'n Siamese twin, een liggaam met twee koppe. Maak nie 'n fout nie. Reg. Maar as 'n mens hier lees, is dit 'n baie duidelike beskrywing. En as jy nou hier hoor, dan hoor jy die oorlog is teen die heiliges. So die heiliges is definitief op aarde wanneer hierdie drama geskied. Goed. Maar nou kom ons by Openbaring 17. En ons lees van die hoer op die dier. En vir baie jare, het ek dit gepredik. Nou, want het so logies geklink, dat hierdie vierde koninkryk, hierdie pausdom, wat herstel het, en 'n land geword het met 'n ambassadeur, en met hierdie geweldige politieke invloed, en wat oorloë kan maak deur middel van ander lande se weermagte, om agendas uit te voer. Ek het gedink, maar hierdie vierde koninkryk, hierdie pausdom, is die vrou op die dier. Ek het dit gepredik. En toe loop ek my vas teen 'n ou versie. En toe begin my brein oopgaan. Reg, toe het ek 'n light bulb moment. Goed, kom ons kyk dat hy beskryf gou Openbaring 17. Hy sê, en een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreke vir my gesê, kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die water sit. Met wie die konings van die aarde gehoreer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn. En ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. Dis dieselfde dier wat ons nou net van gelees het in Openbaring 13. Maar daar's 'n vrou wat op hierdie dier sit. Reg. En hierdie vrou is nie die 4de kop nie. Daai 4de kop toe hy herstel is die 4de kop. Maar sy tyd is uitgedien, so hy kan nie weer 'n superpower wees nie, maar hy kan 'n politieke mag wees. Hy kan 'n hidden hand agter die skerms wees. Reg. Maar hy kan nie die vrou op die dier raak nie. Nou ja, dan word die vrou gesê, sy was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud, en hulle gebruik altyd hierdie versie om te sê, maar hierdie versie het te doen met die katholieke kerk. Dat sê ek nie, ja. Die pausdom sit ook agter die katholieke kerk. Die jodendom, die hoer op die dier sit agter die katholieke kerk. Wie is die hoer op die dier? Is die jode. Hulle beheer dan die valse geloof, die katholieke kerk. Dis waar die Jesuïte vandaan kom. Hulle beheer die City of London, waar jou bankstelsel is, waar alles bepaal word, die finansiële stelsel van die wêreld. En as Rusland nie wil saamwerk, dan sny hulle hom af. Reg. En dan het ons Washington DC, wat niks te doen het met Amerika nie, dit is eintlik die militêre hoofkwartier van die Jodendom. Reg. En NAVO sluit aan by Washington DC. So die mag op die wêreld word gehou deur die
vrou op die dier, die hoer op die dier, deur 'n valse geloof, in daai valse geloof het baie politieke mag en baie politieke inslag, met 'n finansiële stelsel, wat jou in die skuld hou, wat rente van jou vra, reg, wat ernstige belastings, konstante belastings vir jou uitdink, reg, wat ekonomieë maak en ekonomieë breek, en 'n militêre stelsel waarmee jy oorloë kan maak in die Midde-Ooste en die wêreld so omkrap dat jy Europa groot krisisse gee, en ons sal nou daaroor praat. So, hierdie hele idee van hierdie vrou, omdat sy, wat hy beskou wat bekleed is as 'n baie ryk vrou, het nie noodwendig te doen met die Katolieke Kerk nie. Reg, hierdie Joodse topstruktuur, hierdie, wil ek sê die Kabbala, wat eintlik alles beheer en bestuur, skatryk. En op haar voorhoof geskryf is verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en die gruwels van die aarde. En hierdie vrou op die dier is eintlik 'n verborgenheid. Reg, mettertyd het ons dan nou al die Katolieke Kerk uitgefigure. Ons verstaan nou waar staan ons daar. Maar hierdie vrou is dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek wil sê, is dronk van die bloed van Jesus. Want ons weet almal wie het die aanklagte gelê in die Nuwe Testament. Die Jode beskou die Nuwe Testament as erg antisemities. Onder andere Handelinge in Johannes, Matteus, erg antisemities. En daar is lang video's op YouTube, waar jy kan gaan luister, oor hoe 'n gesanik is daar, omdat daar 'n verwysing is na hierdie stelsel, hierdie Sanhedrin stelsel, hierdie aantal priesterlike stelsel, wat nie vir die volk was nie, maar eintlik aan Herodes se kant was, aan Pilatus se kant was, wat 'n bondgenootskap gehad het met die Romeine, en wat eintlik dan die klagtes gaan lê teen Jesus Christus, en gesê het, maar hy is eintlik vir ons 'n probleem, maar hy kry baie ondersteuning, so dis beter dat een man vir die volk sterf. Dis wat Kajafas gesê het, en daarmee het hy effektiewelik profesie vervul. Maar Kajafas was 'n Edomiet, en hierdie hele topstruktuur van die priesterskap in die Sanhedrin was Edomiete. Hulle was nie Judeërs nie, hulle was Edomiete. Herodes self was 'n Edomiet. Gaan lees dit op as jy my nie glo nie. Hy is onder andere getroud met 'n Judeër prinses. Hy het haar ook vermoor en hy het haar kinders vermoor. Maar Herodes, wat ons lees van in Jesus se tyd en selfs na sy afstammeling, wat die regering was in daai tyd, was Edomiete, was eintlik Baster Edomiete. En toe hy in beheer kom, toe vervang hy daai hele topstruktuur met Baster Edomiete. En dis waar jou Fariseërs en jou Sadduseërs vandaan kom, wat Jesus met 'n passie haat. Want staan daar nie geskryf in Genesis 3 vers 15 nie, praat hy van die saadlyn van Satan nie. Kom ons lees dit, ons moet net lees, want kyk, ons wil weet waar kom hierdie goed af. Waar kom hierdie hele storie van die bloed vandaan, en die bloed is nou, hoe kan die hoer op die dier nou, al hierdie bloed, al hierdie skuld van al hierdie bloed word nou voor haar deurgelê. Hoe is dit dan nou moontlik? Waar kom die Bybel daaraan? Wel, het staan eintlik in die Ou Testament, so Genesis 3 vers 15, staan daar baie duidelik geskryf. Toe sê Jahwe aan die slang, aan Nagash, dit is wat staan in die oorspronklike taal, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld, op jou buik moet jy suil, en die stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Nou dit het niks te doen met 'n fisiese slang nie, asseblief nie. Dit het te doen daarmee, dat hy verander in 'n reptiel, hy's 'n draak, hy's 'n adder, hy's 'n slang, hy's 'n reptiel. Die Bybel het nie die woord reptiel geken nie, ons ken dit van nou die dag af. Dis 'n nuwe woord het ons uitgedink het. Maar slange en drake en akedisse val alles onder reptiele. En hulle eet stof. Nou, Adamiet, waarvan is jy gemaak? Van stof. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Wie is hierdie vrou? Hierdie vrou is die Adamiet. Dis die Adamitiese ras. En tussen jou saad
dis nageslag, en haar saad, nageslag. So daar is 'n nageslag vir hierdie Adamitiese ras. Dis is hoekom Jesus die seun is van Adam. Hy is nie die seun van Kain nie. Hy is nie die seun van Ismael nie. Hy is nie die seun van Esau nie. Hy word spesifiek genoem as die seun van Adam. Reg? So uit hierdie Adamitiese saadlyn kom Jesus. Reg? Haar saadlyn, reg, sal hom die kop vermorsel. Dis nou die Satan se saadlyn, sy nageslag. En Satan se saadlyn sal hom aan die hakskeen byt. En dit is eintlik 'n wet. Oral waar Satan se saadlyn is, byt hulle die Adamiet aan die hakskeen. En wanneer die Adamiet opstaan, dan vermorsel hy sy kop. Dit sal ook in hierdie tyd gebeur. Maar dit is waar dit vandaan kom. Jy kry hierdie oorlog, luister mooi, vyandskap, daar is 'n oorlog tussen die saadlyn van die vrou en die saadlyn van die Satan. Dan is daar nog steeds mense wat vir my verduidelik, Satan het geen saadlyn op aarde nie. Ja, hy het fisiese DNA kinders op aarde, want dit is wat daar staan in Genesis 3 vers 15. Maar kom ons kom nou terug. Reg, so, daar word vir jou gelees van hierdie vrou, en hoe sy skuldig is aan al die dronk van die bloed van die heiliges, en is iets wat vir Jesus vir hulle sê in Johannes 8 ook, hy praat van dit, hy praat op ander plek ook, hy sê, ek gaan die bloed afeis van julle hande af. Nou, hoe kan hy, het hulle nou Abel vermoor? Hy sê vir hulle, ek gaan die bloed afeis daar van Abel af, tot in die verre toekoms, tot by Sagaria, die seun van Berechia, wat julle vermoor het is in die tempel en die altaar. Van wie gaan hy die bloed afeis? Van die skape van Israel, van sy eie volk af? Of praat hy hier van die sataniese saadlyn? Van wie praat hy? Dink 'n bietjie mooi, man. Reg. Dan begin hy praat oor die verborgenheid. Nou, en wanneer hy beskryf, dan verduidelik hy vir jou die 7 koppe, 7 berge waarop die vrou sit, en 7 konings, 5 het geval, 1 is, en die ander 1 het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Nou ja, ek gaan nie in detail ingaan op die hele hoofstuk nie, want dan ons het nie tyd daarvoor nie. Maar 7 konings, 7 koninkryke, 7 superpowers. 5 het geval. Watter 5 het geval? Kom ons kyk. Babylon het geval, Mede en die Perse, Griekeland het geval, die pausdom het geval in 1798. Die Unie van Sosialistiese Britannië het geval, hy was die 5de ene, en dan kry ons die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke, hy is die 6de ene. Die 7de ene is die Amerikaners, is die VSA, die Arend Koninkryk. Nou sê hy, onthou hy praat oor die vrou, dit gaan oor die verborgenheid van die vrou, hy beskryf die vrou aan ons. Luister mooi, 5 het geval, so almal het geval tot by Britannië, al 5 daai superpowers het geval, reg. 1 is, die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke is. Wanneer is die Joodse staat herstel? In 1948. In die tyd van die sosialistiese, van die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke, is die Joodse staat op die troon gesit. So, het die Edomiete, die Baster-Edomiet, het toegang gekry tot die Midde-Ooste. En die Britte het daai grondgebied, wat nie hulle sin was om weg te gee nie, vir die Jode gegee. Die Rothschilds het 'n brief geskryf, daar het baie geld en politieke mag verwissel, en so het die Britte gegaan en daai grond vir die Joodse staat gegee, en toe is daar gesê, maar hierdie Jode is eintlik Israel, en daai herstel van Israel moet plaasvind. Die Jode moet herstel word daar in die staat. Dis nou die Israel van die Bybel. Dis nie die Israel van die Bybel nie. Dis die hoer op die dier. Dis die vrou op die dier. En sy is herstel in die tyd van die 6de koninkryk. Die katholieke kerk is ook herstel in die tyd van die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke. Interessant. Wonder of die twee nie saamgeloop het nie. Is die een nie dalk saam met die ander ene nie? Is daar nie 'n alliansie nie? Nou ja, so hy praat spesifiek daarvan. En dan praat hy baie belangrike ding. Hy sê daar's 10 horings wat hy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Dis 2 weke.
1 uur is 2 weke. Hoe weet ons dit? Want 1 dag, 24 uur is gelyk aan 12 maande. So werk die som uit. Hulle het eensgesindheid en hulle sal krag en mag oorgee aan die dier. Reg? En hierdie dier is wie? Is die 8ste kop. Dis die 8ste koninkryk wat nog nie bestaan nie, maar wat binnekort in plek sal kom. So vir ingeval jy gedink het, daar's nou 'n wederkoms, ek het vir jou slegte nuus. Die 8ste kop is nog nie hier nie. Reg. So, die 10 horings is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie. Hulle sal 2 weke lank regeer, saam met hierdie dier, hierdie 8ste kop. Hulle sal teen die lam oorlog voer. Ons lees daarvan in Openbaring 19. Reg? En die lam sal hulle oorwin. En in daai tyd praat hy van hulle as die Gog en die Magog. Ok. Maar hier, wanneer hulle herstel word as 10 konings, ken ons hulle nog nie as die Gog en die Magog nie. Ons leer hulle nou eers ken as die Gog en Magog. En hierdie 10 konings, hierdie 10 koninkryke, hierdie alliansie wat gaan kom, hierdie bondgenootskap, weet ons nog niks van nie. Ons sien hier en daar tekens, maar ons is nog nie naaste by daar nie. Reg. Goed, maar nou sê hy iets baie interessant. Hy sê hierdie 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat. So binne in die dier met sy 7 koppe en sy 10 horings, met die krone op, en die vrou wat eintlik alles beheer en bestuur, sy ry die dier, is daar 'n konfliksituasie wat na vore kom. 'n Ernstige konfliksituasie, daar's 'n vyandskap wat ontstaan. En dis iets wat jy baie mooi moet verstaan. Goed, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. So daar kom 'n oorlog teen die hoer op die dier. Reg. Hoekom? Want God het dit in hulle harte gegee. So dieselfde groep, op 'n stadium, teen Jesus Christus, gaan oorlog maak en hy gaan hulle oorwin. Openbaring 19. Gebruik God om die hoer op die dier te vernietig. En nou kom ons weer terug. Ek sê vir die hoer op die dier is die Joodse staat. Reg. Dis so baie mense sê nee, maar dis die Katolieke kerk. Nee, dit is nie. En weet jy wat? Dit het alles te doen met hierdie versie. Daar's meer as net dit. Mens kan ek kan baie ure praat oor wat in daarbo aangaan. Ek sal nou praat oor, net vinnig praat oor die politiek. Openbaring 11 sê, hy sê, en wanneer hulle getuienis voleindig het, dis die 2 getuies, en hulle is nie mense nie. Hierdie hele idee dat die 2 getuies is nou mense, en hulle lyke gaan nou regtig lê, en dis omdat ons nie ons Bybels verstaan nie. Hierdie 2 getuies is die wet en die profete. Dis nie mense nie, want mense kan nie 1260 jaar leef nie. Reg. En nou sal mense sê, maar daar staan 1260 jaar nie, daar staan 1260 dae. Ja, 'n dag in profesie is 'n jaar. Gaan lees dit staan in jou Ou Testament. Daar's ten minste 2 of 3 verwysings daarna. 'n Profetiese dag is 'n jaar. 'n Maand is 'n maand. Moenie 'n maand 'n jaar maak nie. Moenie maande by mekaar tel en dan sê, ja, maar nou het ons nou, al die dae is nou 1260 dae nie. Nee, 42 maande is 42 maande. 1260 dae is 1260 jaar. Reg, maar ek gaan nou vir julle wys. Wet en die profete. Die wet en die profete word uit die weg uitgeruim, sodat die agenda aan plek kan kom. Dis asof God dit so bietjie, hy laat toe dat hulle dit stop. Dat dit nie, daar's 'n effense blok daarop, sodat hulle die agenda kan deurvoer. Nou luister, wat sê hy? Hy sê, wanneer hulle getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin, en hulle doodmaak. Wie is hierdie dier? Is die 8ste kop. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word, Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Luister mooi, waar lê die lyke van hierdie 2 getuies? Op die groot stad, se strate. En waar is hierdie groot stad? Waar ook ons Here gekruisig is. Dan staan daar mense uit die volk en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. 3,5 dag is 3,5 jaar.
is 42 maande. En hy het sopas met jou gepraat oor 42 maande in die begin van Openbaring 11. Maar wat vir my belangrik is hier, is hierdie groot stad het 2 name, geestelike name. Sodom, hoekom Sodom? Sodom het te doen met hoereer. Onthou nog vir Sodom en Gomorra? Hy verwys terug na dit toe. Sodom is die hoerstad. Reg. Is die vrou op die dier die hoer? Ja, sy is die hoer. Reg. En dan word hulle ook genoem geestelik Egipte. Hoekom word dit genoem geestelik Egipte? Want in Egipte was Israel in slawerny. Dis 2 simboliek. Hy sê ook geestelik genoem, want dit is simbool. Jy moet die simbool vat en jy moet sy betekenis verstaan, dan kan jy hom toepas op hierdie groot stad, dan kan jy 'n antwoord kry oor waar is dit. En dit is die stad daarbo, die Joodse staat, met sy sogenaamde hoofstad in Jerusalem. Reg, want ons Here Jesus is gekruisig in Jerusalem. En enige iemand wat dink, daar gaan redding plaasvind in 'n wederkoms en 'n wegraping, dwaal grootliks. Daar's nêrens 'n derde tempel in jou Bybel nie. Mense glo dit na aanleiding van 1 vers uit Paulus uit, en dan verstaan hulle glad nie wat Paulus bedoel nie. En is omdat die volk sulke versies uithaal, en met versies werk hulle. Hulle doen glad nie uitleg van skrif nie. Glad nie. Reg, maar hoe dit ook al sy, ons weet waar ons Here Jesus gekruisig is. Hy is nie gekruisig in Rome, waar die katholieke kerk sit nie. Hy is nie gekruisig in Switserland, daar waar Cern is nie, waar die put van die afgrond is nie. Hy is nie gekruisig in Londen nie. Hy is nie gekruisig in Washington nie. Hy is gekruisig in Jerusalem. Hy is daar vermoor. En ons weet ook wie is verantwoordelik vir sy moord. Want daar's ouens wat sê dis antisemities, as ons sê dis hulle. Dan is ons nie fout. Ons mag dit nie sê nie. Al sê die Bybel dit. Reg. Nou ja, as jy dit verstaan, dan begin jy verstaan wat die krisis is in die wêreld. Want hierdie hele ding van die Joodse staat, en nou is Israel herstel, en hierdie afgeveer, en die profesie gaan nou in vervulling gaan, is 'n absolute leuen. Al wat nou in vervulling gaan, is dat die hoer op die dier verbrand sal word deur die 10 nasies wat teen haar opstaan, naamlik die Joodse staat. Nou, die vraag is, en dit is wat ek met my mense ook oor praat, hierdie 10 nasies, as jy mooi kyk, gaan jy sien, ons is besig op pad na islamitiese kalifaat in Europa, Brittanje, oral, Noord-Afrika, die islam het versprei oor die wêreld. Dis soos 'n klomp paddastoele wat regoor versprei het en begin opkom het in massiewe hoeveelheid getalle. Een moslimvrou het 8 kinders. Een man het 4 of 5 vrouens. Dan kan jy nou jou somme maak. En dit is hoekom Europa so gemors is. Want met die Joodse staat se agenda daar in die Midde-Ooste is om die Midde-Ooste te ontvolk van Arabiere. En dit het niks te doen met geloof nie. Niks te doen met godsdienst nie. Dit het alles te doen met the Greater Israel Plan, waar volgens die Joodse staat die volgende superpower wil wees in die wêreld. Hulle wil die 8ste kop wees, maar die Bybel sê, dit sal nie hulle wees nie. Dis wat die skrif sê, die 8ste kop is die draak wat self regeer en dit sal na die verwoesting van die aarde wees. Maar, dis daar in Openbaring 9, kan jy mooi lees van hoe lyk dit as die draak gaan regeer. As jy my nie glo nie, gaan lees dit. Reg, maar al hierdie oorloë in die Midde-Ooste is danksy die Joodse lobby. Nadat die VSA die superpower van die wêreld geword het in 1990, was daar oorloë op oorloë op oorloë in die Midde-Ooste. Libië, Sudan, Somalië, Jemen, Irak, Afghanistan, Sirië, Libanon, Gaza, Wesbank, Egipte, name it. Nou wat is die common denominator hier? Die Joodse staat, die Joodse lobby en die VSA. Reg. Want die Joodse staat het gewoonlik nie sy eie mannekrag gebruik vir hierdie oorloë nie. Hulle het die wit seuns gebruik van die VSA om die oorloë te maak. En vandag weet ons, daar was nie weapons of mass destruction in Irak nie. En Libië was nooit 'n bedreiging vir die VSA nie.
ook nie Irak nie, ook nie Afghanistan nie, ook nie Sirië nie, ook nie Iran nie. Vir wie is hulle bedreiging? Vir die Joodse staat. Hoekom? In die Joodse staat moet al hierdie lande, wat sterk magte was, wat reg rondom sit, vernietig deur middel van militêre mag. En daarvoor het hulle die Amerikaanse seuns gebruik, en die Amerikaanse belastingbetaler gebruik, en die wapens van die Amerikaners. So, wat sê hy? Hy ry op die dier. Daai vrou ry op die dier. En daardie vrou is besig met hierdie vergroting van haar grondgebied in die Midde-Ooste. Sy sal vat Sinaï woestyn, Suezkanaal tot by die Nile wil sy vat. Sy wil vat die grootste deel van, sy wil Jordanië vat, die grootste deel van Saudi-Arabië, grootste deel van Sirië, Libanon, Gaza is daar verby, Westbank gaan hulle vat. Hulle gaan dieselfde met Westbank doen wat hulle met Gaza gedoen het. Sirië, grootste deel van Sirië, grootste deel van Irak wil hulle vat. Reg. So. En daar's net een mag in die Midde-Ooste wat hulle werklik waar kan teëgaan, en dis Iran. En dit is hoekom ons deesdae sien dat die VSA aangepor word deur die Joodse staat om betrokke te raak by 'n oorlog teen Iran. Iran is nie die ou wat die aggressor is daar nie. Glad nie. Die Joodse staat is die aggressor. Die 1956 oorlog was direk as gevolg van die Jode. 1967 oorlog was direk as gevolg van die Jode. 1973 oorlog was in 'n reaksie op die 1967 oorlog en die feit dat die Joodse staat nie bereid was om die territories wat hulle gevat het met geweld terug te gee volgens VN wetgewing nie. Daarby lees ons nou die Joodse staat is ook betrokke by die moord agter JFK en dit was definitief betrokke daar. Dit is nou deesdae groot nuus. Want JFK wou nie toelaat dat hulle kernbomme hê nie. Vandag het hulle meer as 20 kernplofkoppe. Reg. JFK wou nie toelaat dat die VSA vir hulle wapens gee nie. JFK het baie mooi verstaan, die Joodse staat is trigger happy en gaan baie moeilikheid veroorsaak in die Midde-Ooste. En al daai plekke wat hulle so ontvolk, al daai bomme wat hulle so gooi, dan is daar nie huise oor en werke en ekonomie nie. Vat 'n raai waarheen gaan al daai islamitiese vlugtelinge. Vat 'n raai. Kom raai. Hulle word ingekanaliseer via Turkye na Europa toe. Brittanje, Ierland, Skotland, Kanada, VSA. Ja. Nou, hoekom sal dit wees? Hoekom vat die Arabiere, hoekom vat die Saudis en die Arab Emirates, hoekom vat hulle nie daai mense in nie? Want daar is geen vlugtelinge deur hulle ingevat nie. Want die Saudis is nie Arabiere nie, hulle is Moabite en Ammonite. Dis hoekom hulle nogal 'n alliansie het met die Joodse staat. Maak nie 'n fout nie. Nou ja, al wat hulle kan teëgaan is die Perse. Iran is eintlik die Persiërs, reg. Nou aan die einde van tye, daar in Esegiel 39 en in Openbaring 17, lees ons van hierdie magte wat opstaan teen Israel. En dan sê mense, kyk, dis daar in die Midde-Ooste. Dit is die Joodse staat, Rusland, en China, en wie ook al. Moslimstate gaan verenig saam met Rusland en hulle gaan die Joodse staat aanval. En dan het ons Armageddon en dan gaan Jesus kom. Dis absolute leuen. Wat daar wel gaan kom, is dit is so dat die 10 koninkryke teen die hoer op die dier sal opstaan en daar met vuur verbrand. Yes! Maar dis nie Israel nie. En dis nie die wederkoms nie. Reg. Dieselfde 10 koninkryke, daai selfde magte, wat ons tans sien wat besig is om in wording te gaan, sal ook teen die Israel-nasies opstaan in Europa, Brittanje, Ierland, Skotland, Kanada, VSA, selfs hier in Suid-Afrika. En as jy Esegiel 39 baie mooi gaan lees, want dit is wat die ouens nooit doen nie. Hulle luister maar na die predikant. So, die predikant het mos nou die waarheid. So, ons luister net wat die predikant sê, dan is ons honkie-dorie. Esegiel 39 is die 3de wêreldoorlog. Esegiel 39 is nie die 2de wêreldoorlog en die herstel van Israel nie. Glad nie. So, kom ons kyk.
Hy praat hier van die mensekind profeteer teen Gog en sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tebel, en ek sal jou weglei en weglok en jou lei en jou laat optrek uit die agterhoeke van die noorde en jou laat kom op die berge van Israel. Wat het jy nou net gelees daar in Openbaring 17? 'n berg is 'n koninkryk. So, Israel sal aangeval word, die berge van Israel, die koninkryke van Israel, die nasies van Israel, sal in hierdie tyd aangeval word. Dis die derde wêreldoorlog. Dan praat hy van hoe God gaan intree. Hy sê op die berge van Israel sal jy val. Dit het niks te doen met 'n fisiese berg nie. As jy dit dink, dan verstaan jy glad nie wat in jou Bybel aangaan nie. Jy en al jou leers en die volke wat saam met jou is, en aan die roofvoëls van allerlei vere en aan die wilde diere van die veld het ek jou as voedsel gegee. So, hierdie groot mag wat optrek, wat op 'n ou einde deel gaan wees van hierdie 10 koninkryke, wat die hoer op die dier verbrand, volgens die wil van God, trek ook op teenoor die nasies van Israel, die blanke westerse nasies. Daar lees ons dit. Het dit gebeur in die Tweede Wêreldoorlog? Ja, waar ons het dit gesien in die Tweede Wêreldoorlog. Maar in die Tweede Wêreldoorlog het Rusland eintlik triomfantlik uitgetree in die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke is opgerig, en dit was 'n verskriklike kommunistiese stelsel, wat eintlik 'n Joodse stelsel was. Friedrich Engels was 'n Jood, Lenin was 'n Jood, Marx is 'n Jood, name it, is 'n Joodse stelsel, wat baie vleis eet, sê die Bybel, op Daniël 7, en dit was nie hulle wat, daar was nie val op die leers, en dit wat hierso staan, het nie gebeur in die Tweede Wêreldoorlog nie. Reg, dit gebeur nou in die Derde Wêreldoorlog. Goed, en dan verduidelik hy van hoe hy hulle sal red, en hoe daar baie gaan sterf in die proses. Baie mense gaan sterf, jy lees dit daar in Openbaring 14, praat hy van hierdie verskriklike oorlog. En dan praat hy van, en op hierdie einde van tye, gaan hy Israel bymekaar maak. Hy sê dit hierso. En die nasies sal weet dat die huis van Israel vanweë hulle ongeregtigheid in ballingskap gegaan het, omdat hulle teen my troubreuk begaan het. En ek my aangesig vir hulle verberg het. Wat 'n ballingskap is, daai tyd toe hulle verstrooi het. En hulle in die hand van hulle teestanders oorgegee het, vir meer as 2500 jaar, sodat hulle almal deur die swaard val. Daar sê, volgens hulle onreining en hulle oortredinge. En dan sê hy, nou sal ek die lot van Jakob verander. Gaan lees Jesegiel 39, en my ontferm oor die hele huis van Israel en ywer, en dan gaan hy hulle inbring in hulle land, en hulle veilig laat woon, en niemand sal hulle verskrik nie. Nou ja, Jesegiel 38 en 39 is 2000 jaar uit mekaar uit, vir ingeval jy gedink het, dis dieselfde hoofstuk, dit is nie. Jesegiel 38 is Openbaring 20, Jesegiel 39 is Openbaring 6, Openbaring 17 en nogal 'n stukkie van Openbaring 14. So, in hierdie eindtye, en daarom moet jy die Midde-Ooste mooi dophou, want die oorlog wat die Joodse staat daar veroorsaak, en die volksmoord wat hulle daar uitvoer, gaan op die ou einde al die nasies daar betrokke hê, want hulle kan nie 'n superpower oprig in die Midde-Ooste, as hulle nie van Rusland en die VSA ontslaag geraak het nie. So wat doen jy? Jy sit die twee te mekaar. En wat gebeur op die einde van tye? Met wie gaan die Katolieke Kerk haar alliansie vorm? Sal dit met die Joodse staat wees? Of sal dit met Islam wees? Wie dink julle? Met wie dink julle gaan die Katolieke Kerk haar alliansie vorm? Daai dier van Openbaring 13, met wie gaan sy haar alliansie vorm? Want sy is nie die hoer op die dier nie. En sy word nie verbrand nie. Na al hierdie dinge verby is, sal daar nog steeds weer 'n pausdom wees. Hy gaan 'n bietjie anders te lyk, maar hy steeds daar. Nou vra ek weer, met wie gaan die pausdom hulle alliansie maak? Met die 10 koninkryke, met Islam. En dis waar jy met Chrislam deur mekaar raak. Gaan lees 'n bietjie oor Chrislam. So, en as jy verstaan dat Islam en die Katolieke Kerk eintlik min of meer dieselfde godsdiens het, dit kom daar uit die Babyloniese stelsel uit, dan verstaan jy hoekom op einde van tye, wanneer die Katolieke Kerk haar keuse moet maak, en sy het min of meer klaar haar keuse gemaak, na aanleiding van die paus se uitsprake,
dan gaan hulle skaar by die 10 koninkryke. Die alliansie sal daarmee wees. Want op hierdie stadium het jy 2 faksies in die wêreld, die Joodse faksie en die Katolieke faksie. Soms werk hulle saam, maar nie op alle vlakke nie. En hier op einde van tye sal daar 'n duidelike breek wees tussen hierdie 2, wat myns insiens daar begin plaasvind het. Want die Katolieke kerk kan haar mag bevestig wanneer sy Islam assimileer binne in haar geloofstruktuur. Dan kan sy haar getalle drasties vergroot, massief, en nog steeds in beheer bly. Reg. So, miskien is Deborah verkeerd. Kom ons kyk hoe speel hy uit, want in die volgende aantal maande sal dit hierdie tipe ding al hoe duideliker raak. Ons gaan sien dat daar bloedige oorloë is. In die Bybel praat in Openbaring 14, en hiermee sluit ek af. Ek is jammer, ek het so lank gepraat. Dat die paarskuip sal buitekant die stad getrap word. Die paarskuip. Wie is allemaal in daai paarskuip? Is die Israel nasies. Want is druiwe wat daar getrap word. Wie is die wingerd? Israel. Praat van die blanke westerse nasies, ek praat nie van die Jode nie. Hierdie oorlog sal so verskriklik wees. Siener praat van 'n gaatjie. Hy sê in die gaar bloed loop in die gaatjie. Hy praat onder andere daarvan. Ons gaan 'n verskriklike verwoesting sien van blanke westerse nasies in hierdie tyd. Naas die feit dat hulle klaar verwoes het deur Islam en Afrikaan, die grens is oopgegooi, danksy die pausdom se Great Reset beleid in kombinasie met die Joodse staat wat sê ons verwoes die Midde-Ooste en ons kanaliseer al daai vlugtelinge in die westerse Europa in, en dan is daar nie meer 'n blanke westerse nasies nie. Hulle hou eenvoudig op met bestaan. En dit staan alles in jou Bybel. En iemand wat vir jou sê, dit staan nie in jou Bybel nie, lieg eerstens openlik vir jou, en hy weet glad nie wat in sy skrif staan nie. En as jy nie jou Bybel so kan baas raak, soos wat ek met jou praat nie, dan wil ek vir jou sê, is jy in die moeilikheid. Want jy is geneig dan om verkeerde keuses te maak, en jy leen jou ore uit aan predikante, wat minder weet as jy. Hy het 'n video gekyk, en op grond daarvan maak hy vir jou 'n preek. Oppas. Ons moet dit wat in die werklikheid gebeur, kombineer met dit wat in die Bybel aangaan. So, hierdie 10 koninkryke gaan nie die Katolieke kerk vernietig nie. Die 10 koninkryke gaan die Joodse staat vernietig. Mark my words today. Nou ja, dit gaan vir baie mense ontstellend wees, want hulle glo daar's 'n wegraping, hulle glo daar's 'n wederkoms, hulle glo God gaan die Jode nou red, ons moet net wag vir 'n derde tempel, hulle glo die anti-kris kom nog, ek kry hulle jammer, hulle dwaal grootliks. Wat beteken, wanneer die drama kom, is hulle eintlik ons swak skakel binne die volk, want hulle is herwaarts, all over the place. Hulle weet nie, wat moet hulle doen nie, hulle is nie gerad vir dit nie, hulle het nie voorsiening getref nie, hulle het staat gemaak dat die engel hulle gaan kom haal. Nou ja, dat die doodsengel baie besig gewees in hierdie tyd, is waar. Maar daar is nie nou 'n wegraping nie. Daar is nie 'n kerk in jou Bybel nie, nêrens is die woord kerk nie, kerk kom glad nie in die skrif voor nie. Die woord is ekklesia in die Grieks, en dit het te doen met dieselfde woord, 'n congregation in die Ou Testament, en het alles te doen met Israel. Maar nou ja, dis wat hulle aan jou gaan verkoop. Die kerk word weggeraap, en dan sal die dinge in die Midde-Ooste gebeur, en moenie worry nie, dis nie deel van jou probleme nie. Ek kry jou jammer. Dis radikaal deel van dit wat kom vir Suid-Afrika. Nou ja, Deborah, groet julle. Baie dankie dat julle geluister het. Ek hoop julle verstaan, wie is nou die hoer op die dier. Ek groet julle. Right, as iemand vra het, moet hulle nou vra. My keel is seer, ek wil 'n koppie tee drink en my hoenders gaan toemaak. Ok, Driekus, bly, as jy net verstaan, as ek bly, dankie Heidi. Wat 'n rol speel China? China en die Joodse staat is eintlik groot bondgenote.
En ons gaan sien op 'n stadium dat daar 'n krisis is tussen China en Rusland. China gaan Rusland aanval. Boesman, my lives gaan jy kyk op, gewoonlik op Deborah de Rigter op YouTube. Charlotte, ek is bly. Ek is bly as julle meer verstaan. Nettie, dit gaan ek plaas op YouTube. Ek gaan hom aflaai en ek gaan hom plaas. Ja, ek gaan probeer, soos ek sê, ek het 2 video's gemaak vandag, ek is moeg gepraat. My data is seker baie laag, maar dit is die minste van my worries. Kom ons kyk of ek hierdie ding op YouTube kan sit, vir almal wat wil luister. Albert, jy moet my 'n privaat message stuur op TikTok, en dan gaan ek iewers by jou uitkom. Alet, ek is bly jy het geluister. Just me, sê ek dan, ja, daai 144.000 gaan glad nie hemel toe nie. Waar kom jy daaraan hê nie? Wat maak jou dink daai ouens gaan hemel toe? Daai 144.000 is die Israel wat herstel word in Esegiel 39, wat kom na Suid-Afrika toe. Plesier, Lizet. Dankie, Sonja. Ja, ek is nou moeg. Ek het baie gepraat oor die eerstelinge. Die eersgeborenes op die nuwe aarde. So ja, in die nuwe aarde gaan nie uit die hemel uitval nie. God maak 'n nuwe aarde. Hoe maak hy? Wel, hy verskuif 'n bietjie die aardplate. Maak nuwe oseane, valleie en riviere, nuwe berge. 44.000 is net mans. Ja, want dit is die vrugbare kern van 'n Israel volk. Sonder hulle kan jy nie weer Israel bou nie. Maar as jy hulle het, wel, dan kan jy 'n volk weer bou. Nee, daar's nie 'n wegraping nie, Irma. Ek het gedink terwyl ek daartyd met ek praat. Dankie, Paul. Ja, mense wat dink daar's 'n wegraping is in vir 'n rude awakening. Ja, plesier, ja. So ja, enige vrae nog? Enige vrae? Enige vrae, dankie Alna. Enige vrae, ouens? Doodstil, ok. Ons het 51.2 hartjies gehad. Baie dankie. For what it's worth. Ek weet nie wat is daai nie. Ek verstaan nie altyd alles nie. Ag, weet jy, TikTok het so baie dingetjies aan hom. Suid-Afrika is steeds die beloofde land. Vader moet maar net herstel laat plaasvind hierso. Ja, is 'n plesier, life's a journey. Stefanus, ek is bly as julle dit geniet het. Ek wil net hê julle moet verstaan wat in die Midde-Ooste aangaan. Ek wil hê julle moet dit verstaan. Want as julle dit verstaan, dan gaan jy baie dinge raak sien. Dan is die Bybel nie meer so 'n snaakse boek nie. Goed. Dankie vir al die hartjies, dis groot. Here, dis groot. Goed, ek is net baie dankbaar. Ja, as julle net verstaan, ons is op pad na hierdie opstelling van die magte in die wêreld. En daar is niks wat dit kan keer nie. Dis geprofeteer. So nou is die vraag, wat gaan jy doen? Hoe gaan jy jou posisioneer in hierdie tydperk? Want dit kom. Ek het gesien dat die tanks aan valskerms uit die lug uitval in Suid-Afrika. So, ek het, Bliksem Dromer praat van die jets bom die stede. So, die Amerikaanse jets kom so brrr, en dan bom hulle die stede. So vir ingeval jy gedink het jy gaan jou plek hou, jy sal nie. My YouTube naam is Deborah de Rigter. Reg, ouens? Boesman, ja, ek hoor wat jy sê. Hoe seker is jou ma, dis nie in die Noord-Kaap nie. Trump is vir ons 'n voordeel. Siener het nooit geprofeteer die antichrist kom uit Engeland uit nie. So, dit staan nêrens nie. So, die antichrist is baie duidelik gepraat van in jou Bybel. Dit is die Romeinse pausdom. Hy regeer 1260 jaar en op 'n stadium regeer sy weer vir 42 maande. So dit is baie duidelik uiteengesit. Dis nie dat ons hoef te wonder nie. En agter predikante en predikers aanloop wat vir ons 'n groot klomp twak vertel nie. So ja. Goed, nou ja. Nie so baie ouens wat, maar ek sien nie daar's by my nie. Nou ja, ek groet julle, wat ek gaan. Dis 7 uur.
What a life. What a life. Ja, is ouens wat nou eers op die live klim. Nou ja, sterkte vir julle. Ek gaan vir julle bære op YouTube. Mooi bly. Trump gaan ons baie goed gesind wees. Susan baie goed gesind. Jy gaan nog vir Trump dankie sê, hy gaan vir jou kos gee. So ja. En die manne in die veld gaan vir Trump dankie sê. Hoor wat Deborah vir julle sê. Maar nou ja, ek wil nie te veel praat nie. Sal weer praat. Mooi bly.